So ek is op pad op my eerste boegietrip, wat ek hoop die eerste is van 'n klomp adventures met my boegie. So ek het op die eind besluit om my petrolkan te los, want dit lyk of ek net in die laaste been van my reis weg gaan petrol nodig hê. So ek gaan daar kyk of ek 'n kleiner petrolkannetjie kan kry. Alhoewel ek is so vol gepak, ek weet nie waar ek die ding sal sit nie, maar ek sal 'n plan maak. En ek mis my koffie los. Ek mis my koffie en my mokka pot los. Daar is net nie plek nie. Ag, ek skat ek sou dit ook nog iewers kon vasmaak, maar ek wil nie hê daar moet goed gesteel kan word wanneer ek stop nie. Maar laat ek gaan en wys ek vir julle hoe lyk die boegie en dis hoe ek lyk. Ja, met my rugsak. Ek gaan nou die hele setup hier hê. Wys gou lyk dit agterin, vir die wat wil sien hoe lyk dit agterin. Meeste van my klere is onder die sitplek gaan net toe. Maar dis hoe dit lyk wild. So daai is my slaapsak. Hier is my potjie. Daar's my toiletpapier. Hier's kos en nog kos en hier's vir my bande. En daar is vir ek het hier 'n battery pack of wat mense 'n powerbank kleintjie wat my hopelik gaan help. En dan kan ek nie eers doen nie. Goed. En dan hier voor, daar het ek velcrootjie gesit. Ek het 'n sakkie wat ek daarvoor kan ophang en vasmaak, want ek kan 'n kabeltjie sit om my toerusting te laai. En dis die plan daar. Maar goed, ek gaan nou eers vertrek. Ek is nou hier in die Slangenkvallei. Ek het van daai rigting afgekom. Is maar 'n koel oggend. Maar heel wat beter as wat dit was. Dit voel altyd vir my die wind verskriklik waai. Dit is eintlik op die oomblik windstil hierso waar ek is. Op die groot pad was dit nie. Maar kyk hoe mooi is dit. Ek kan nou nie die hele tyd video neem nie, maar ek sal so elke keer as ek stop, ek moet so elke 45 minute stop om my ou poggetjie kans te gee om net af te koel, hoewel ek dink vandag gaan hy nie baie warm kry nie. Maar dit gaan goed, ek ry verskriklik lekker. Regtig 'n besondere voorreg. Ek gaan later weer met julle praat. Ek het nou hier by die Pampoenpadstal gestop tussen Woester en Robertson. Ek het so met 'n agterpad van Rawsonville af deurgery. Dit was 'n baie stiller pad. Mens gaan so van Vliersdorp rigting en dan draai jy terug na die pad toe wat Robertson toe gaan. Ek was so moeg toe ek op hierdie Robertson pad opdraai, want die wind waai kwaai. Ek moet sê ek hanteer die wind baie beter. Ek weet nie hoekom nie, maar dit is vir my baie makliker. Maar toe ek die draai vat, het ek net eers afgetrek en gerus, want my skouers is moeg, my rugsak is 'n bietjie swaar. Ek kan nie alles inpas nie. Maar in elk geval, net 'n end aan, toe kom ek by die padstal aan, by die Pampoenpadstal, toe dog ek, wag, hier moet ek in elk geval nou eers 'n draai loop. En dan, en toe kry ek 'n lekker koeksister daar. So ek gaan nou koeksister eet. Ek het wel net nou gou 'n paar slukke koffie gedrink. Ek het my flessie ingesit. My hierdie is nou baie lekker stop. En ek gaan gou vir julle wys hoe lyk die padstal. Dit is hoe dit hier by die padstal lyk. Kyk net hierdie lieflike, fantastiese pampoene. Kan jy dit glo? Ek weet nie wat maak hulle met al die pampoene nie. Wat maak 'n mens met so baie pampoene? Ek is nie seker dat dit noodwendig verkoop nie. Daar is my wonderlike vervoer. Penny, haar naam is Penny, die van julle wat nie weet nie. Goed. Ja, ek gaan nou weer in die pad val. Ek gaan nou net eers gou my koeksister eet.
Dan val ek weer in die pad, dan sit op pad Robertson toe en dan gaan ek via Bonnievale ry. So dit was nou middagete. Ek het hier by Affieplaas voor Robertson gestop en sommer net 'n baie goeie breek gevat want ek was nou, ja, my lyf is nou 'n bietjie moeg, so ek het lank gestop en nou gaan ek via Bonnievale ry. Ek het sommer hier by Affieplaas hulle het sulke bankies hier buite. Ek het sommer daar my middaggetjie gesit en eet. Ek het broodjies saamgebring. Dan sal ek vanaand by 'n restaurant eet. Ek weet nie, maar kom ons kyk. Die pad was besiger hierdie kant toe, maar ek is heel gemaklik daarmee. So ons gaan kyk hoe dit gaan. Dit is fancy. Jong heer, dink ek was altyd hier gewees. Alhoewel vreeslike fancy. Hek, ingang. En nou agter, ek het gedink is die kaasfabriek. Ek wonder of dit 'n nuwe kaasfabriek is. Ek is nie seker nie. Very nice. Nou ja, ek ry deur Bonnievale. Net om die ou plekke weer te besoek. Trip down memory lane. Hallo julle. So ek het aangekom in my eindbestemming vir dag 1 van die Poegie trip. Ek is by De Bos kampplek, so op die rand van Montetjie. Reg vroegerig hier aangekom, so ek is so 2 uur se kant. Dis maar koelerig, dit was die hele tyd koelerig. Die pad tussen Woester en Robertson was besig gewees, groot trokke en so aan, maar heel gerieflik gery. Ek ry maar in die geelstreep en ons gelukkig 'n lekker groot geelstreep. En meeste mense is baie polite en ja, gee pad vir my. So dis baie lekker. Die wind het my heel dag gewaai, so aan en af, soms baie sterk. Ek is regtig net verstom dat ek gemakliker is met die wind. Ek is nie seker hoekom nie. Ek het aanvanklik met my helmet se visor oopgery, want toe ek met Stewart, die mechanic, gepraat het, toe sê hy, maar hy wonder of die visor nie my probleem is nie. So ek het vir my ander brille gekoop, baie cool, laat ek gou vir julle wys. Ek dink julle het dalk gesien, ek kan nie onthou nie. Dis eintlik fietsrybrille, maar hulle is monochromatic. So hulle verander met die lig, wat wonderlik is eintlik vir fietsry, maar selfs vir motorfietsry. So lyk ek baie cool, né? En dit was 'n wenner. So ek het eers met die visor oopgery, maar op 'n stadium met die wind so gewaai dat daar goeters in my gesig ingewaai. So toe het ek die visor toegemaak en eintlik het ek verstommend maklik gery. Ek weet nie, my kop het nie heeltemal so rondgeruk soos gewoonlik nie, maar ek is moeg, my nek is moeg, maar ek is glad nie so moeg soos die slag toe ek Somerset West toe gery het nie. Ek dink is maar net, ek is nou gewoond, ek is regtig gerieflik op my fiets is stewig op die pad, die wind waai hom nie sommer om nie. Ja, so all in all baie lekker. Ek gaan nou gou vir julle net wys hoe lyk die kampplek. So hierso is kampplek, hierso is 'n backpackers. Die eienaar is Carol en sy het gesê is een ander persoon. So ek het volle toegang tot die hele area en vanaand gaan ek eet by Mitchells wat so 200 meter van die hek af is. Hulle het vanaand 'n special op burgers, so ek gaan burger eet. Dit is op my menu. Ek het nou nog nie tent opgeslaan nie. Maar ek gaan nou vir julle wys hoe lyk dit hierso. Yes, baie mooi. Regtig verrassend vir so in die dorp. So daar kom mense nou eintlik van die woonbuurt af in by die hek. En dan ry jy, ek is nou nie baie planmatig hier met my videoetjie nie, maar hier is basies al die kampplekkies is hier onder. Dit lyk soos 'n piknikplek. Wat baie lekker is daar is tafeltjies en stoeltjies en ek dink as ek wou gebraai het, sou hulle vir my 'n rooster gegee het, want ek het nie my eie rooster gebring nie. Maar dan ry mense maar hier af. Maar kyk net gou hier. Ek is reg onder die voet van die berg. Laat ek gou hier vir julle wys. Ja, kyk net. Is my vinger daar so. Kan ek inzoom, ek wonder.
is dit nie mooi nie, daai agterste koppe, die rotse is net vir my so mooi. Ek het myself hier onder in die hoek kom park. Ek moet nou nog my tent opslaan wat ek nou gaan doen. Ek het my laaste bietjie koffie in my fles opgedrink en 'n hele klomp van my koekies geëet, want ek was nogals nie vreeslik honger terwyl ek gery het nie. Ek het 'n broodjie gepak. Hy was bietjie lig in die broek, kom ek nou agter, so ek sal seker vroeg vanaand eet. Maar hier dink ek is ek ook sommer langs die rivier, hoewel ek dink die rivier nie op die oomblik vloei nie. My plan is om my tent op te slaan en dan, ja, so waar, kyk hier, so is watertjies. Fantasties, kyk hoe mooi. Mens hoor nou maar die voertuie, dit is nou maar so, maar dit is nogal nie so erg soos ek gedink het nie. Ek dink hierdie bome aan die oorkant, hier soos 'n boord aan die oorkant, en dit buffer 'n bietjie die verkeer van die passie deur die berge. Ja, so ek gaan nou tent opslaan en dan gaan ek gou 'n bietjie lê, so vir 'n rukkie, en dan gaan ek te voet die dorp verken en my aandetjie gaan eet en kom slaap.